Geliefdes, ons teksgedeelte vir vanoggend kom dan uit 2 Timoteus 3 vers 13 tot 17. Voordat ons dan saam met die woord van die Here uitlees, kom ons raak net eers stil in gebed. Grote God, dankie vir u genade, u vrede en u teenwoordigheid. Dankie vir die geleentheid wat ons het om 'n nuwe week weer in u naam te kan begin. Here, as ons so terugkyk op die week wat verby is, wil ons dankie sê dat u die een is wat ons in staat gestel het om deur hierdie week te kom. Dankie dat u by en met ons was deur alles wat ons moes aanpak. En dankie dat u ons ook geseën het met die nodige insig, krag en wysheid. Here, in die heel begin, voor die skepping, was u reeds daar. U Gees het toe oor die waters gesweef. Later het u gespreek en u het die wêreld geskep. U het teruggekyk op die skepping en u het gesê, dit is baie goed. Vandat u in Genesis geskep het, was u nog altyd by en met u skepping. Deur die eeue sien ons hoe u ons versorg, ons kom lei en vir ons uitkyk. Here, ons sien ook hoe u vir die natuur omsien, hoe u die son laat opkom, hoe u die reën stuur en hoe u die seisoene laat verander. Daarvoor wil ons u loflied, vir u 'n loflied kom sing. Here, ons wil u loof en prys omdat u getrou is aan die woord, omdat u getrou is aan al die beloftes wat u vir ons kom maak het. Here, omdat u so getrou is en u so genadig is ons dan vanoggend weer in u huis by mekaar. Here, ons wil vra dat u ons vanoggend asseblief sal lei en ons meer vanuit u woord sal kom leer. Wanneer die woord so oop voor ons is, weet ons dat u ons vanoggend ook deur die Gees sal kom lei en dat u woord aan ons sal kom oopbreek. Daarom vra ons, versterk ons asseblief vanoggend deur u waarheid wat u in die woord vir ons kom opskryf het. Leer ons en lei ons om te gaan leef soos wat u van ons vra. Here, gee ons asseblief nou geopende ore om te kan hoor wat dit is wat u aan ons kom bekend maak. Spreek, Here, want u dienaars luister. Amen. Ek lees dan vir ons saam uit die 2020 vertaling. Slegte mense en bedrieërs sal van kwaad tot erger gaan, deurdat hulle ander mislei en mislei word. Maar jy, bly jy by dit wat jy geleer het en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het en omdat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou deur die wysheid kan gee tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. Ons lees net so ver. Geliefdes, ek wil vanoggend met 'n vraag begin. As jy nie môreoggend meer hier sal wees nie, wat is een ding wat jy wil hê mense moet onthou? Wat is een belangrike ding wat niemand ooit mag vergeet wanneer jy die dag nie meer hier is nie? In die brief 2 Timoteus word Paulus deur hierdie einste vraag gekonfronteer. Hierdie brief is die heel laaste brief van Paulus wat ons het, voordat hy uiteindelik vir sy geloof vermoor is. Hierdie brief is deur Paulus geskryf met die wete dat hy binnekort 'n martelaarsdood sal sterf. In 2 Timoteus 4 vers 6 skryf Paulus vir ons: Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig end uit volgehou. Met die wete dat sy dood voor die deur is, die wete dat hierdie sy heel laaste brief is, moet Paulus dan nou by homself besluit: wat gaan ek neerskryf vir die kerk om te onthou, wanneer ek die dag nie meer hier is nie? Nou, ons almal ken Paulus se lewe.
Hy het natuurlik 'n baie moeilike lewe hier op aarde gehad. Hy is oor en oor in die tronk gegooi, hy is geslaan, hy was dikwels in doodsgevaar. Hy is met klippe gegooi en hy moes gereeld vlug. Paulus het baie aande nie geslaap nie, hy het nie kos of water gehad nie, hy is gemartel. Dit alles het met Paulus gebeur, alleen omdat hy die evangelie van God verkondig het. In Paulus se heel laaste brief, die brief van 2 Timoteus, lees ons egter niks hiervan raak nie. Paulus kom gee nie vir ons 'n lang lys van al die pyn en lyding wat hy moes deurmaak op aarde nie. Paulus kies om iets anders, iets veel belangriker vir ons neer te skryf. Iets wat hy al reeds oor en oor in al sy ander briewe vir ons gesê het. Met sy heel laaste brief gee Paulus nie vir ons 'n biografie van sy lewe nie, maar hy kom gee eerder vir ons 'n geloofsbelydenis. Paulus kom verklaar en bely opnuut sy geloof in ons drie-enige God, wie vir Jesus Christus gestuur het om in ons plek te sterf. In 2 Timoteus bely Paulus sy geloof in ons drie-enige God, wat elke skrifdeel geïnspireer het, vers 16. Hy gaan verder in hierdie brief, om ons ook in sy laaste brief op te roep om te volhard in ons geloof, te bly staan en te bly glo in die woord van God. Die woord van God, wat God self vir ons gegee het en aan ons kom openbaar het. Ons moet staan by die heilige skrifte, wat ons van kleins af reeds ken. Kan jy sien? Dis nie vir Paulus belangrik dat ons die omstandighede van sy lewe moet onthou nie. Dis vir hom belangrik dat ons die woord van God moet onthou en moet glo. Dis vir hom belangrik dat ons sal weet dat die woord van God die enigste en die volledige waarheid oor God is. Met die wete dat Paulus se dood voor die deur is dit vir Paulus belangrik. Dit is wat hy in sy heel laaste brief vir ons kom neerskryf. Paulus is in sy heel laaste brief van 2 Timoteus besig om vir ons te kom sê, vergeet van my lewe en my omstandighede, vergeet van alles wat ek gedoen en probeer doen het, maar onthou, fokus en glo in God. Glo ook in alles wat hy vir ons kom doen het. Met Paulus se laaste brief is hy besig om die belangrikheid van die skrif te kom onderstreep. Hy sê vir ons dat elke skrifdeel deur God geïnspireer is. Die letterlike vertaling vir hierdie gedeelte is dat elke skrifdeel deur God geasem is. Die Bybel is nie net mense se gedagtes oor God nie, dit is God se asem. Dit is God se stem, God se lewende woord. Die Heilige Skrif, wat ons die voorreg het om vandag weer te kan lees, is nie net 'n goeie boek met riglyne vir 'n goeie lewe nie. Dit is God se woorde. Dit dra God se gesag. Dit is die volle en die volledige waarheid oor God. Alles wat ons van God moet weet en glo, kom gee God aan ons. Ons kry dit nêrens anders as by God nie. En daarom, alles wat ons van God moet weet en glo, kry ons in die woord van God. Kry ons in die Bybel, nie by enige iemand of iets anders nie. Dit is alleen deur die woord van God dat ons weet wat God alles vir ons gedoen het. Dis alleen deur die woord van God dat ons vertroos word met die wete dat ons kinders van God is. Dis alleen deur die woord van God dat ons weet dat ons slegs deur geloof gered kan word. Vers 15. Vir hierdie rede is dit vir Paulus belangrik om een laaste keer in hierdie brief vir ons te kom skryf.
As jy enigiets onthou, onthou net dit. Die woord van God alleen is genoeg. Die woord van God alleen is genoeg. Nie omdat Paulus of die kerk so besluit het nie, maar omdat God self hierdie woord aan ons kom openbaar het. Omdat hy self besluit het wat hy in sy woord vir ons wil kom neerskryf. Die woord van God is alleen genoeg, omdat God self besluit het dat dit genoeg sal wees. Met die dood voor Paulus se deur, is dit vir hom noodsaaklik dat ons sal weet en dat ons nooit sal vergeet nie dat die woord genoeg is en genoeg sal wees. Die woord van God is genoeg, vers 13. Selfs wanneer bedrieërs en slegte mense ons probeer weglei van God af met hulle eie vals en verdraaide idees oor God. In 2 Timoteus 3 kom waarsku Paulus ons teen hierdie verdraaide idees van God. Hy kom waarsku ons deur ons te kom herinner dat ons nie self kan besluit wat waar is en wat nie waar is nie. Dis nie mense, gevoelings of ervarings wat kan bepaal wat ons moet glo nie. Dis alleen die woord van God wat bepaal of iets reg is of nie. Dis alleen die woord van God wat bepaal wat ons moet glo en wat ons nie moet glo nie. En daarom, vers 13 tot 15, slegte mense en bedrieërs sal van kwaad tot erger gaan, deurdat hulle ander mislei en mislei word. Dit is 'n uitgemaakte saak. Daar gaan altyd mense wees wat ons probeer mislei deur die woord van God te verdraai en te buig. Maar, vers 14, bly jy by dit wat jy geleer het en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het en omdat jy van kleins af die Heilige Skrif ken. In Paulus se laaste brief kom waarsku hy ons teen vals leraars, maar hy kom vertroos ons ook met die evangelie. Paulus kom sê vir ons, wees versigtig, want daar is mense wat vir julle nonsens gaan probeer vertel oor God. Maar die troos is, terwyl hierdie mense hierdie verdraaide idees vir julle gaan verkondig, bly die woord van God alleen waar. Die Heilige Skrif wat julle van kleins af ken, bly waar. En daarom hoef ons nie bekommerd te wees oor al hierdie mense met hulle snaakse idees nie, want God kom rus ons toe met sy woord. God kom asem sy woord. Hy kom gee aan ons sy stem. Hy kom leer vir ons wat reg en wat verkeerd is, wat waar is en wat nie waar is nie, wat ons moet glo en wat ons nie moet glo nie. Ons hoef nie bang te wees vir snaakse en verdraaide idees oor God nie, want ons moet eenvoudig net heeltyd terugdraai na die woord van God toe. Die woord wat hy kom openbaar het, waarin hy vir ons kom sê wat waar is. Dit is uiteindelik alleen deur die woord wat ons van God kan leer. Dit is uiteindelik alleen deur die skrif dat ons hierdie verkeerde idees oor God kan weerlê. Alleen vanuit die skrif kan ons vals leraars en hulle verdraaide idees teregwys. En alleen vanuit die Bybel kan ons opgevoed word om die wil van God te gehoorsaam. God kom help ons met hierdie dinge vanuit sy woord. Hy kom gee sy woord aan ons sodat ons bekwaam sal wees en ten volle toegerus sal wees vir die goeie werk. Vers 17. Geliefdes, ons leef in 'n tyd en in 'n wêreld waar daar klomp stemme oral om ons is. Stemme wat kom verklaar, hier is die waarheid. Hier is die nuwe openbaring. God het persoonlik vir my kom sê, of lees my boek want dit is die wil van God vir jou lewe. In 2 Timoteus 3 kom waarsku Paulus ons teen hierdie stemme. Hy kom waarsku ons teen almal wat sê dat hulle die waarheid het.
Almal wat die waarheid het, wat nie ooreenstem met die Bybel van God nie. Paulus kom waarsku ons teen hierdie mense, want in die woord van God het hy homself reeds ten volle aan elkeen van ons kom openbaar. Hy het in sy heilige skrif, wat elkeen van ons ken, reeds alles vir ons kom leer oor hom, wat hy vir ons wou kom leer. God het niks uitgelaat nie. Hy het nie vergeet om iets te skryf, wat hy nou deur iemand anders vir ons wil kom sê nie. Die woord van God is volledig. Dis die volledige waarheid van God. En daarom hoor ons Paulus se waarskuwing en sy noodkrete. Want as julle enigiets onthou net dit. Die woord van God alleen is genoeg. Die woord van God is in alle omstandighede genoeg. Dis genoeg om te weet wie hy is. Genoeg om te verstaan hoe julle verlossing werk. Genoeg om te weet dat God altyd sy genade en sy liefde aan julle bewys. Die woord is genoeg in alle omstandighede. Die ironie is, nadat Paulus aan ons hierdie waarskuwing kom rig het die valsleraars in sy tyd nie verdwyn of verminder nie. Inteendeel, soos wat Paulus in vers 13 gewaarsku het hierdie slegte mense en bedrieërs net erger geword, deurdat hulle ander mislei en ook mislei word. Hierdie valsleraars het so erg geword, dat hulle later nie net buite die kerk was nie, maar dat hulle binne die kerk was en in die kerk hierdie verdraaide en verkeerde idees begin verkondig het. So het dit vir jare aangegaan. Die slegte mense en die bedrieërs het naderhand so erg geword, dat Martin Luther, duisende jare na Paulus, op die 31ste Oktober 1517 ook moes opstaan teen hierdie valsleraars. Vandag, op hierdie Sondag van die 26ste Oktober 2025, herdenk ons dan juis Hervormingssondag. As kerk herdenk ons vandag die dag waarop Martin Luther op die 31ste Oktober teen die Katolieke Kerk opgestaan het. Ons herdenk die feit dat hy opgestaan het en toe reeds vir die Katolieke Kerk gesê het, keer terug na die woord van God, want die woord alleen is genoeg. Dit is dan ook die gronde waarop ons as hervormde kerk staan. Luther se hele betoog in die reformatie het daaroor gegaan dat die kerk moet terugkeer na die woord alleen. Dat die woord alleen die gesag binne in die kerk moet hê. Ons teksgedeelte, 2 Timoteus 3, was dan ook 'n kernteksgedeelte in hierdie hele tyd van die reformatie. Vanuit die Bybel het Luther reeds 508 jaar gelede gesê, dat die woord moet bepaal wat waar is en wat nie waar is nie. Dat die woord moet bepaal wat ons glo en wat ons nie glo nie. Die Katolieke Kerk het 508 jaar terug van Luther verskil en vir hom gesê dat die woord en die kerk, met ander woorde die Bybel en al die slim priesters vir ons moet sê wat waar is en wat ons moet glo. Luther het hierop geantwoord, ek sal net glo wat die Here in sy woord kom openbaar het. Ek sal eers bereid wees om anders te glo, wanneer die Here alleen, deur sy woord, my anders kom oortuig. Met ander woorde, Luther het Paulus se woorde van 2 Timoteus 3 kom herhaal, want ons ken die heilige skrif, wat God aan ons kom openbaar het. En daarom, vers 14, sal ons bly by dit wat ons geleer het, en waarvan ons vas oortuig is. Ons sal bly by die woord van God, maak nie saak wat predikante en pastore van God gehoor of gesien het nie. Ons sal bly by die woord van God, want net dit sê vir ons wat waar is. Dit, die reformatie, bly daarom ook die grondslag en die oortuiging van ons as kerk. Die ironie is, 508 jaar gelede, toe Luther Paulus se woorde kom herhaal het,
hierdie valse leraars nie verminder of verdwyn nie. Inteendeel, soos wat Paulus in vers 13 gewaarsku het dit net nog erger geraak. En dit bring ons dan by die realiteit van die wêreld waarin ons vandag leef. Want net soos in die tyd van Paulus, die tyd van Luther, sien ons dat valse leraars in ons tyd ook nie verminder of verdwyn nie. Inteendeel, Paulus se woorde van vers 13 bly waar, want dit raak net erger. Deesdae sien ons dat elke tweede ou sy kerk oprig, want hy het die waarheid. Hy weet wat God se wil vir ons is. Dit terwyl Paulus vir ons kom sê, daar is geen ander waarheid as die woord van God nie. Daar is geen ander waarheid wat God nie reeds aan ons kom openbaar het nie. Met die dood van Paulus het hy ons kom waarsku teen hierdie mense met hulle eie waarhede. Maar saam met die waarskuwing het hy ons ook kom vertroos met die evangelie van God. Want ten spyte van al hierdie stemme, kom sê Paulus vir ons, bly julle net by dit wat julle geleer het en waarvan julle vas oortuig is. Bly by dit wat julle in die Heilige Skrif reeds geken het vandat julle klein is. Geliefdes, met Paulus se laaste woorde in 2 Timoteus 3 het hy ons kom herinner wat belangrik is. Met die reformatie 508 jaar gelede het Luther hierdie woorde van Paulus ook weer vir ons kom herhaal. Mag Paulus se laaste woorde daarom ons as kerk se fokus bly. Mag dit elke Sondag ons laaste woorde ook wees. Want die woord van God is genoeg. Dit is die lewende stem van God. Dieselfde stem wat lig in die duisternis laat bring het. Dieselfde stem wat die wêreld geskaap het. Dieselfde stem wat vir Jesus Christus uit die dood opgewek het. Mag ons staan by hierdie belydenis van Paulus. Die belydenis van sola scriptura, van die skrif alleen. Amen.